Goeiemiddag al my mede-reisigers, of ons nou refugees is, wat op pad is Amerika toe, uit Suid-Afrika, en of ons pelgrims is, wat op pad is hemel toe uit hierdie lewe. Volgens Efesiërs 2 vers 19 is ons no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. So, of ons mekaar ken of nie, of ons in Suid-Afrika of in Amerika is, ons is almal deel van God se huishouding. So welkom aan almal. Ek hoop julle het 'n rustige en geseënde Kersdag geniet gister en dat almal nog bietjie rus vandag. Terwyl ons almal nog rustig is, wil ek graag 'n paar brokkies nuus deel. Indien daar diegene is wat op 6 Desember Kolonel Wyatt se uitsending gemis het, ek sal die skakel in die description plaas, maar ek gaan die inhoud daarvan net vlugtig opsom, soos volg. Vanaf die eerste 59ers in Mei maand in Amerika gearriveer het, tot en met einde September, wat die Amerikaanse regering se finansiële jaareinde was, het 342 refugees in Amerika aangeland. Oktober, wat die eerste maand van die nuwe finansiële jaar was, vir 2026, was dit government shutdown en het 0 refugees oorgegaan Amerika toe. Toe die shutdown oopmaak in November, wat vir alle praktiese doeleindes al die tweede maand in die nuwe finansiële jaar was, het die vlugte Amerika toe eers middel November begin operate. So die data wat beskikbaar is net vir die laaste 2 weke van November en daar het 122 refugees oorgegaan. Wat nogal indrukwekkend is, as 'n mens dink vir die eerste 6 na 7 maande van die program, het 342 refugees oorgegaan. En net in 2 weke van November het 1/3 van daardie getal oorgegaan Amerika toe. In Desember gaan dit ook net 'n 2 weke periode wees, omdat die vlugte vir Desember hier teen die middel van Desember gestop het vir die vakansietyd. Alhoewel Colonel Chris Wyatt gesê het ons kan 'n spike verwag in daardie getalle, omdat die program nou begin vlotter verloop. Hy is nog steeds in ontwikkeling. Natuurlik toe dit Februarie, Maart afgeskop het, was daar geen program nie en hulle moes dit sekerlik opmaak soos hulle gegaan het. En daarom was die vordering vir die eerste 6 na 7 maande stadiger. Ons kan nou verwag dat soos wat die program gestreamline word en die prosesse in plek is en die case reference portaal in werking is en so aan, kan 'n mens sekerlik verwag daar gaan 'n spike wees. So ons is nogal nuuskierig oor wat Desember se getalle gaan wees. Ons kan dit in Januarie op die US government website vind. Ek gaan daardie skakel ook in die description plaas, sodat almal toegang het daartoe. En dan net 'n friendly reminder, Kolonel Chris het vanaand 6uur en 7uur livestreams. Die eerste een is hier in 6uur se omgewing met Lily van die plaas, en 7uur 'n livestream met een van die nuwe refugees of aankomelinge in Amerika, Adriana. So, ek sien julle vanaand later, en dan kan julle gerus na al die links in die description gaan kyk, en julle self van die feite verwittig en julle eie navorsing doen. Groete tot later, seëninge vir almal.